grootste heilige ding in die lewe is die boek, die woord van God. Hebreërs 11. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy die stad verwag wat fondamente is, waarvan God die boumeester en oprigter is. En tot sover. Nou, dit gaan oor geloof, maar ware geloof. Ware geloof. En wat doen ware geloof aan 'n mens voordat jy tot ware geloof kom? Daar baie mense wat glo, en ek sê nie mense sleg as ek sê, weet jy wat jy glo nie, maar daar baie mense wat nie weet wat hulle glo nie, en wie se geloof geen betekenis het nie. Niks. Jy kan net so die almanak lees en sê ek glo die almanak. So is baie mense se geloof, ek sê nie joune nie. Maar geloof, wat werklik geloof is iets heeltemal anders, heeltemal dieper. En as min mense wat dit vind, wat die dieptes van geloof betree en ervaar. En ek wil jy help om dit te beleef as jy nog nie het nie. Ook die wat daar buitekant na luister, daar's baie mense wat luister hierna. Maar die tema vanmôre is gaan weg. En dit klink nie goed nie, dit klink lelik, gaan weg. Nou kan almal net so wel opstaan en huis toe gaan, dat ek sê gaan weg. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil 'n paar feite omtrent geloof met u deel, voordat ons by die dinge kom wat saak maak. Daar's 'n paar feite omtrent geloof. En in die week wat ek voorberei het hierop, het ek baie met die Heilige Gees gepraat, om vir my wysheid te gee, hoe om dit oor te dra, sodat mense verstaan, hoe werk geloof. Net 'n paar feite omtrent dit. Die eerste is, jy word fisies, rasioneel en emosioneel totaal ontwrig deur geloof. Geloof is nie iets wat sommer net in jou lewe inkom, jy gaan voort asof jy nog nooit iets ervaar het nie, of was daar net 'n windjie gewaai het rondom jou kop nie. Jy word fisies in jou liggaam, jou omstandighede, rasioneel in jou brein, jou verstand, in jou hart, en emosioneel in jou siel, totaal ontwrig wanneer jy tot geloof kom. En dis 'n ervaring wat 'n mens moet soek, totdat jy dit kry. Tweedens, as jou geloof fokus op gevoel, sentimente en seëninge, is dit kunsmatige geloof. Baie mense glo in God, omdat hulle dink God gaan my seën, en God gaan vir my goed gee, en hy maak die hemel vir my oop, en so meer. Daai goed is niks werd nie, dis nie geloof nie. Verder, geloof word alleen deur stryd, jou persoonlike besitting. Geloof kom nie in 'n pakkie soos lekker goed nie. Dit kom deur baie stryd. Ware geloof kom deur stryd. En dan word dit jou persoonlike besitting. Maar
As jou geloof jou nog nie onteien het nie, verder, is dit nie geloof nie. Die dieper dimensie van geloof is dat dit jou onteien, dit maak jou sat, daar's niks wat oorbly nie. Ek praat so 'n bietjie oor ons roeping kweekskool toe. In 1979 het ek in Louis kweekskool toe gegaan. Ons het niks gehad nie. Ons het pas getroud. Ons het R1700 gehad om in 'n kweekskool toe te gaan vir 4 jaar, 5 jaar. En ons het in die geloof gegaan. Ander wat saam met ons geroep was in dieselfde gemeente, in dieselfde orde, het jare later is daar uitgekom. Want ons, die stem van die Here hoor het ons gegaan. Ons het alles opgepak en gegaan met R1700. En ons het die 4 jaar aangepak. En die eerste jaar het ons deurgewerk. Ek het werkies gekry, vakansies, maar die Here het gesorg. Aan die einde van die eerste jaar, toe is die geld klaar. Ek het R63 in die bank. En maandag begin die kweekskool. Saterdag sit ek en sy by die etenstafel, by die ontbyttafel. En ons bespreek dit en ek sê vir haar, ek gaan hierdie geld maandag gebruik om petrol te gooi en dan gaan ek werk soek. As die Here nie voorsien nie. Toe ons daai woorde sê, toe gaan die tuinhekkie oop en die prinsipaal kom in. En hy sê vir ons, die Here het laasnag 3 uur met hom gepraat. 'n Persoon het hom gebel 2 uur die nag, uit Witrifuur uit, en gesê, daar is iemand op hierdie kweekskool wat geld nodig het vir hulle studies en verblyf en so meer. En die persoon sê, die Here het vir hom gesê, hy moet alles betaal. En die prinsipaal weet nie wie's dit nie, en hy bid en God sê, dis hierdie 2 knape. En hy kom daar by ons en daar begin dit die wiel loop. Vir 4 jaar, eintlik 5 jaar. En dit is toe geloof ons gevat het. Wanneer geloof in jou lewe vat, dan voel dit jy gaan in 'n stroom, soos 'n baie sterk waterstroom wat jou meevoer. Jy kan nie daar uitkom nie, en jy weet nie eens waar jy gaan nie. So as jou geloof jou nog nie geforseer het na die onbekende en die onmoontlike, dan was dit nooit geloof nie. Hebreërs 11 sê dit vir ons. Geloof sien die onsienlike en hy doen die onmoontlike. So geloof laat jou nie bly in jou eie huisie nie. Dis wat die hele storie vanmôre oor gaan. Gaan weg. Geloof laat jou nie bly in jou huisie nie. Toe ons geroep is, moes ons alles los, alles weggee, en ons moes na 'n huisie gaan wat God voorberei het daar ver. So is dit met almal wat tot geloof kom. Hy los jou nie in jou eie huisie nie. Dit geld nou nie altyd vir jou fisiese huis dat jy nou moet loop nie, maar dit gaan daarom dat jy jou situasie moet prysgee en dit waarop jy steun moet prysgee vir 'n sinvolle lewe of 'n gemaklike lewe. Gaan uit jou huis uit. So, as jy nie van God ook die getuienis ontvang het oor jou geloof nie, dan was dit nie geloof nie. Jy moet 'n getuienis van God ontvang dat jou geloof werklik is, en hy gee bewyse daarvan baie keer. Dan sê hy in Hebreërs 11 vers 2, 1 en 2, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die ou mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur geloof in die onsienlike en onaantastbare het hulle getuienis ontvang. So as jy tot geloof kom, sal daar 'n getuienis wees vir jou geloof. Dit moet bevestig word deur God self. En hy bevestig dit op baie maniere, deur omstandighede, deur die woord van God en so meer. Dan geloof is ook die bewaker van die verborgenhede van God en van die ongekende dimensie van tyd en ewigheid. Daar is mense wat sê, ek verstaan nie die Bybel nie. Ek verstaan nie dit en ek verstaan nie dat nie. Daar is kerke wat sê, moenie Openbaring lees nie, want sy sal in 'n stryd kom hierbo. Maar geloof is die bewaker van die verborgenhede van God. Psalm 25 sê, die verborgenhede van God is vir die wat hom vrees, vir die wat hom glo en so aan. So as jy tot geloof wil kom, moet jy weet, daar is goed wat jy gaan ontdek, wat ander nie verstaan nie, wat ander nie van weet nie. Daar is ongekende dimensies waar jy moet ingaan, wat vir jou nooit bekend was nie, en wat jy nie bedink het nie, in hierdie tyd en hierna in die ewigheid ook. So, geloof is 'n wonderlike ervaring. Dis ontsettend wonderlik. Al die onbekende faktore uit geloof
as die onbekende faktor uit geloof verwyder word, bly net wiskundige en wetenskaplike feite oor. So die onbekende is die bewaker van geloof. As dit dan uit verwyder word, dan is daar niks om in te glo nie. Soos Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daar's baie meer in die hoofstuk, maar as die onbekende faktor uit geloof verwyder word, bly net fisiese ou feitjies oor. Boeke wat ons iets geleer het. As jou geloofsoog dan nog nie kan sien nie, gaan jy in alle gevalle fisiese dinge sien. Net fisiese goed. Daar's mense wat net op die tydelike en die fisiese dinge gefokus is. Hulle kan net dit raak sien. Hulle kan nie agter dit sien in die dimensie van geloof in nie. Hulle kan nie daarin beweeg soos hierdie mense in Hebreërs 11 nie. Hulle kyk net vas teen die fisiese. Wat is my geld elke maand? En wat is my gesondheid? En wat is my dit? En wat is my dat? Dit gaan alles om my en hierdie situasie waar ek nou in is. Maar jou geloofsoog moet kan sien, anders gaan net die fisiese dinge voor jou opdoem gedurig deur en jy gaan aan vaskyk en jy gaan aan vasklou en dit gaan jou lewe bestuur en beheer. Ongelukkig is daar baie mense wat so beheer word deur die fisiese domein. Geloof bring jou op laas jou aardse lewe onder God se volkomme beheer. As God nie jou lewe volkomme beheer nie, is daar nie plek vir geloof in jou lewe nie en in jou verhouding met God nie. So, iewers moet daar 'n punt in jou lewe kom waar God beheer kry en neem oor jou lewe. En dan maak niks anders saak nie. Dan maak dit nie saak nie. Of jy siek is en of jy in die tronk is, soos Paulus en Silas en so meer, en of jy gevang word en of hulle jou bene afkap en maak nie saak nie. Dit maak net nie saak nie. Niks van die aarde maak saak nie. So, geloof bring jou op laas jou aardse lewe onder God se beheer. Dink aan die martelare. Hoe kon daai mense deur al hierdie dinge gaan? Hoe kon hulle dit beleef? Hoe kon hulle dit verdra? Jesaja die profeet, die grootste profeet van God, is aan sy bene onderste bo opgehang, hulle het hom met 'n treksaagmiddel deurgesaag. En ek kan honderde sulke gevalle noem. Ons het al daaroor gepraat. Maar sy geloof het hom nie daar gefaal nie. Want sy lewe was totaal onder beheer van God. Ook daai oomblik toe hulle die saag vat, was dit onder God se beheer. En het Jesaja se pyn net weggevat en so meer. Daar's baie sulke getuienisse. Jy moet dit lees. Jy moet die getuienisse van die martelare lees. Want ons is op pad soontoe moontlik, ook in ons land. Maar God se opdrag vir die ontvangs van geloof is, gaan dit weg. Gaan weg. Maar waarheen moet ons gaan? Daar's 3 dinge in hierdie hoofstuk wat God oopmaak, waaruit ons moet weggaan, voordat ons by geloof uitkom. Elke geloofsheld of heldin in die Bybel moes weggaan uit 'n sekere situasie na iets hoër en iets diepers. Weggaan uit jou situasie. Dis nie te sê jy moet altyd fisies weggaan nie, maar jy moet dit wat vir jou kosbaar is verwerp en agterweë laat en fokus op dit wat God wil gee, op die onsienlike en die onmoontlike. Dis beteken om weg te gaan ook. Jy hoef nie heeldag rond te trek nie. Uit die onkunde na die ontdekking van hulle skepingsdoel. Waarheen moet ons gaan? Uit die onkunde omtrent jou menslike bestaan op aarde na die ontdekking van jou skepingsdoel. Waarom is ek hier? Waarom het God my geskape? Wat is my lewensdoel? Dit is waarheen jy moet gaan as jy tot geloof kom, na jou skepingsdoel. Baie mense, kinders van God, ontdek nooit in die lewe hulle skepingsdoel nie. Tweedens, uit 'n selflewe na die ontdekking van ware karakter. Ons lewe op aarde, ons word geleer om net van onsself te lewe. As 'n babatjie skreeu en hardloop almal en gee van hom doeke en tiete en goeders. En hy leer om te manipuleer van die kleins af. Ek het 'n boek daar in die huis wat baie kosbaar is. The Kingdom of Self. Die eerste hoofstuk sê, His Majesty the baby. Hy skree en jy hardloop en die ma hardloop en alles gaan net om hierdie enetjie. Maar later, as hulle dit nie reg benader nie, dan word dit 'n lewenstyl by daai kleintjie en hy word 'n manipuleerder of sy. En dan verloor hy sy karakter.
Baie kinders se karakters word deur hulle ouers geskend. Deur hierdie, jy moet net doen wat ek sê, jy moet altyd weet ek moet altyd weet waar jy is, ek moet altyd weet wat jy doen. 'n Kind word nooit toegelaat om werklik vry te wees nie. Dis maar soos 'n helikopter oor die kinders. Uit 'n saai lewe na die ontdekking van ware geloof. Die lewe sonder geloof is absoluut saai. Dis 'n droë bestaan. Dis asof jy in 'n woestyn is, want jy is in 'n woestyn. En dan is daar niks wat sinvol is nie. Dan is daar niks wat meer lekker is nie, niks wat meer sin maak in jou lewe nie. Tot na ware geloof kom, dan begin dinge radikaal verander. Dan raak die lewe avontuur. Jy moet gaan uit sinnigheid na die ontdekking van God se wil. Daar is min mense wat verstaan dat ons is geroep en aangestel om God se wil te soek en te doen. Ons is nie hier om onsself te verheerlik nie. Ons is hier om Jesus te verheerlik, om God te verheerlik, om sy wil te soek en te doen. Hy sê in Johannes 20, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hy het gesê, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van die Vader. Hy sê verder in Markus, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en my lewe te gee as losprys vir baie. En hy sê, as ons dan moet soos hy wees, dan moet ons ook ons lewe bereid wees om op te gee vir baie ander se lewens. Ons moet uit donkerte na die ontdekking van ware lig gaan. Matteus 6:23 sê, daar's baie mense wat donker is hier binne. Hy sê, as die lig dan in jou duisternis is, of donkerte is, hoe groot is die duisternis dan nie? Baie mense loop met 'n kop van donkerte. Alles hier binne is pikdonker. En as dit dan so is, dan sê God, hoe groot is die duisternis nie? Hoe groot is dit nie, dat dit alles om jou verdonker, en jou toekoms ook dalk verduister. Ons moet uit 'n selflewe na die ontdekking van ons roeping gaan. As 'n mens nie jou roeping ontdek nie, gaan jou lewe die res van jou lewe net om jouself draai. Elke kind van God het 'n roeping in hierdie lewe. Elke een, maak nie saak wie jy is of wat jy is nie. Jy kan nie sê ek is die of ek is dat nie. Of ek kan nie dit of kan nie dat nie. As jy 'n kind van God is, het jy 'n roeping in jou lewe. En as daai roeping nie vervul word of verantwoord word nie, dan lewe jy net vir jouself. Verseker. Jesaja 6 sê, die engel of die stem daar in Jesaja 6, waar God praat met Jesaja sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Jesaja sê, hier is ek, stuur my. Daai roeping is soos 'n radiogolf wat refrein oor die wêreld van altyd af totdat die mens einde kom, waar God altyd sal stuur 'n stem oor die wêreld en oor jou ore wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Jy hoef nie weg te gaan, jy moet net vir God gaan. In Hebreërs 11 is daar 3 begrippe wat ons moet verstaan om die dieper dimensie van ons gees en siel oop te maak vir ware geloof. Dit is waarom daar staan, gaan weg. Die eerste is, gaan weg sonder om te weet. Gaan weg, Abraham. Abraham sê, waarheen? God sê, sonder om te weet. Vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sal ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. As God 'n mens roep, en as God jou tot geloof wil lei, moet jy gaan waar hy jou lei. En dit sal wees 'n plek waar jy nie weet waar jy nie gaan nie. Jy word in 'n stroom ingeforceer en dit voer jou na bestemming wat jy niks van weet nie. Ons weet nie waar jy 'n rivier lei nie. Dit is soos met Abraham, sonder om te weet waarheen hy gaan, moes hy trek. Hy pak sy goed, hy roep sy diensknegte en hy roep sy esels en sy kamele en sy vrouens en goed. En hy sê, kom ons gaan ry, ons gaan loop, ons gaan trek. Almal sê, nou hoekom? Waarheen? Wat gebeur nou? Is iets nie lekker hierso nie? Waarheen gaan ons, Abraham? Hy sê, ek weet nie. Ek weet glad nie. Maar omdat hy so 'n karakter gehad het van 'n man van God, moes hulle luister en hulle sê, oké, ons gaan saam met jou, want ons vertrou jou, ons sien wie jy is.
God wou hierdeur alles wat moontlik is tussen hom en Abraham wegvee. Moontlike ding wat tussen hom en Abraham kon bestaan. Ongeloof, hierdie maklike gelewe van hom, hy was ryk. Die uitdaging was om agter die onsigbare God aan te gaan sonder om te weet waarheen hy gaan. Daar sal jy tot geloof kom. Daar sal God jou doop met die gees van geloof. En dis wat ons nodig het, om agter die onsigbare God aan te gaan, sonder om te weet waarheen. As die Here nou daar in jou sitplek vir jou sê, gaan jy opstaan en gaan jy loop? Gaan jy vir God sê waarheen? En hy sal vir jou sê, maak nie in jou saak waarheen nie, gaan jy net. Daar's baie sulke mense, dit het met ons gebeur, dit het gebeur met baie ander. So dit was die eerste toets van sy geloof, 'n primêre toets. Nee, verskoon, is 'n sekondêre toets gewees, om te sê gaan, maar ek weet nie waarheen nie. Die primêre toets kom later. Hy was getoets of hy vatbaar sou wees vir ware geloof. Dis hoekom God vir hom sê, Abraham, maak goed by mekaar en loop. Vat jou vrou en kinders en gaan. En hy sê, ek weet nie waarheen nie. En God sê, hierdie proses is vir jou bestem om te kyk of jy vatbaar gaan wees vir geloof. En op die pad terwyl hulle trek, het God met hom begin werk. Hy het begin met God praat, hy het begin altare bou en so meer. So is dit met elkeen wat tot ware geloof kom. Jy gaan waar jy nie weet waar jy nie gaan nie. God vat jou weg na 'n punt waar jy jou geloof kan verdiep en vermenigvuldig. Dit kan nie in jou eie huis gebeur nie. Dit kan nie in jou huidige situasie gebeur waar jy in beheer is van jou hele lewe nie. Dit moet gebeur daar waar jy niks oor het nie. En waar God in beheer van jou lewe gaan kom. Ja, jy het niks daarmee te doen nie. Jy moet net gaan. Jy het niks daarmee te doen. Jy het nie vrae te vra nie. As jy 'n ander stem gehoor het, sê jy vra. Daar's baie predikante, as 'n pa sê jy moet 'n predikant word, of dis 'n familiestorie hierdie predikantskap, dan gaan hulle. Hulle het nooit God se stem gehoor nie. Hy sal nie weet waarheen hy gaan nie. Hy sal bly waar hy is. Hy sal homself met baie genoegdoening voorberei vir 'n bediening wat baie keer nie sin maak, glad nie. Nou daar is 7 fases van ware geloof, soos Abraham dit ervaar het. Ek sit dit hier op en as jy dit wil afneem, kan jy 'n studie daarvan gemaak by die huis. Die eerste fase, die gehoorsame fase, toe God sê gaan Abraham, toe sê hy gaan. Die teks is daar. Die tweede is die versoekingsfase, waar hy versoek word om te sondig, en dit het gebeur. Die derde is 'n beslissingsfase, waar hy werklik by die geloofsstappe uitgekom het. Dan kom die fase van oorlog en stryd. In hierdie wonderlike segetog van Abraham moes daar oorlog wees. In elke kind van God se lewe moet daar oorlog wees, geestelike oorlog. Die fase van heilige gemeenskap kom, toe Melchisedek na hom toe kom en aan hom nagmaal bedien. En Abraham hom tiendes van alles gee. En daar word 'n groot heilswaarheid oopgemaak. Sal eendag weer daaroor praat. Maar die 6de fase is die fase van die bloedverbond. In Genesis 15 sluit God met Abraham 'n bloedverbond. En dis baie duidelik hoe dit gebeur het, maar dis 'n proses wat nie daar geëindig het in Genesis 15. Het gaan deur tot Genesis 17 waar hy sy kind moes besny en self besny word ook. Daar het sy verbond eers werklik afgehandel. Die 7de fase is die fase van totale oorwinning. En waar was dit? Op die altaar waar hy sy seun geslag het. Hebreërs sê, hy het sy seun terugontvang asof hy wel gesterf het. Dis 'n oorwinning soos geen mens nog gehad het nie. 'n Totale oorwinning. Toe hy Isak op die altaar lê, toe is alles in Abraham dood. Toe is alles weg. En hy sien dit hierdie seentjie voor hom. 14 jaar oud miskien. En hy trek sy mes uit sy skede en hy lig hom op en hy sê, ek gaan jou doodmaak, my seun. Ek weet nie wat Isak gedink het of gesê het nie. Maar toe praat God met hom en sê, moenie, jy het die toets geslaag. Jy het die toets van
'n diepdimensionele geloof geslaag. So, God vra alles wat kosbaar is op die einde om 'n totale oorwinning in geloof te kom. Nou dit is die proses waardeur Abraham moes gaan om die vader van die gelowiges te word. Dit word in die Bybel genoem die vader van die gelowiges. Die tweede begrip, om te gaan sonder om te vrees. Moses sê God, gaan weg uit die paleis en moenie vrees nie. Waarheen? Hy moes die dimensie van vrees vir die grootste koning in die wêreld, die grootste mag op aarde, moes hy weerstaan, sonder om te vrees, moes hy weggaan. Want, as Farao dit agtergekom het, sou hy net 10 manne opgesal het en gesê het, gaan maak hom dood aan die woestyn. Soek hom en maak hom dood. En dit was moontlik geweest, want Farao het gou uitgevind dat Moses was 'n bedrieër. Hy was nie 'n Egiptenaar nie, hy was 'n Hebreër. En dit het ook gebeur. Maar goed, Hebreërs 11 sê, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Sonder om te vrees, moet jy uit die situasie gaan, waar jy alles in die lewe het, wat jy nodig het om 'n koninklike lewe te leef. Moses kon dalk die volgende Farao geword het, as hulle uitgevind het wie hy was nie. En as God hom nie weggevat het nie. God het hom weggevat, sonder om die toring van die koning te vrees. Nou Moses moes weggaan van 'n paleis na 'n woestyn, totdat die onsienlike daar vir hom sigbaar geword het. God sou nie die onsienlike vir hom kon wys in die paleis van Farao nie. Daar was te veel booshede, en te veel weerstand, en te veel aanloklikhede en aantreklikhede. En God sê nie, man, gaan uit hierso. Maar moenie vrees nie. Farao met sy hele weermag van duisende soldate en perde, karre en so, sal jou niks maak nie, moenie vrees nie. So sonder om te vrees moet jy uitgaan uit die situasie waar jy so veilig is, dat jy alles het wat konings het. So sy lewe was letterlik verwoes deur sy keuse. Maar deur sy vasberadenheid het Farao se gesag en mag uit sy visie verdwyn. So op daai oomblik toe Moses besluit ek gaan, God sê ek gaan, het hy gegaan sonder om te vrees, en hy het vasberade gegaan, en hy het geloop, want hy het gesoek, nou waar is die onsienlike, waarop my geloofsoog so gevestig is? Waar is die onsienlike? Hier het die onsienlike vir hom begin duidelik raak, dat hy in 'n woestyn moes ingaan, waar die aantreklikhede van die lewe hom nie so affekteer nie. En Moses gaan, en hy hou vol soos een wat die onsienlike sien, tot aan die einde toe die onsienlike aan hom verskyn. Hy stap uit die paleis sonder vrees. Toe lei God hom na die plek waar die sienlike en die onsienlike dimensies mekaar ontmoet. Daar's altyd so 'n plek in 'n kind van God se lewe wat tot geloof kom, wat vrees verwerp en liefde aanneem, die liefde van God. Is daar 'n plek waar die onsienlike en die sienlike mekaar ontmoet. Gaan lees maar 1 Korintiërs 13. Gaan lees Hooglied 8 vers 6 en 7. Die liefde is sterker as die dood. Groot waters kan die liefde nie uitblus nie. Riviere kan dit nie uitblus nie. En so gaan dit aan. Die dimensie van die sienlike en die onsienlike moet iewers mekaar ontmoet. Dit kon nie in Farao se paleis gebeur nie, dit moes deur ver in die woestyn gebeur, daar waar God hom alleen kon kry. So daar gaan sy loof oor en aanskou. Hy sê, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn 'n engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie? Die onsienlike word skielik vir hom sienlik in 'n brandende brandbos. En sonder vrees gaan hy dan terug, toe God met hom daar gehandel het, en sy roeping bevestig het, en sy geloof getoets het, toe gaan hy terug
na hierdie magtige Farao en hy konfronteer hom in sy paleis. En in sy paleis oorwin Moses vir Farao en hele Egipte. So dis ons roeping. Dis ons roeping. Die derde begrip is gaan sonder om te verkry. Kind van God, praat nou met ons. Gaan uit hierdie lewe uit. Gaan uit hierdie lewe uit. Maar waarheen? Waarheen is jy op pad vanmôre? Is jy werklik op pad na die ewigheid, saam met Jesus, saam met ander kinders van God? Of twyfel jy daaraan? As jy werklik op pad, dan sê God vir jou, gaan aan. Gaan uit hierdie lewe uit. Na dit wat jy in glo. Jou geloofsoog moet gevestig word op dit waarin jy glo. En dit beteken na 'n beter dimensie as hierdie waar ons nou in verkeer. Daar's 'n beter dimensie. En jy moet soontoe gaan. En as jy sterf, gaan jy dit nie nou kry nie. Jy gaan nie kry wat God hier vir jou beloof nie. Jy gaan nie die groot dinge kry wat God beloof het nie. Jy gaan na 'n beter dimensie. Vers 13 sê, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Sonder om te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Dis ons situasie. Ons moet begin glo, dis nie ons permanente huisie hier nie. Dis nie ons permanente lewe nie. Ek moet gaan. Ek moet gaan op die pad wat God vir my uitgelê het. En ek moet nie afdraai paaie soek om lekker te kry vir nog 'n rukkie nie. My oog moet gefestig wees op die ewigheid. Paulus sê, ek jaag na die ewige lewe en ek gryp daarna. So ernstig moet dit wees. Jesus het gesê, die mense sal in die laaste dae die koninkryk van God met geweld bestorm. Dis waarop jou fokus moet wees. Sonder die beloftes, maar met geloof, om aan te gaan op die pad soontoe. Die uitdaging vir hulle is om na die onsigbare God te gaan, na iets beters. So, gaan uit hierdie lewe uit na iets beters. Gaan uit hierdie lewe uit sonder om te verkry, want dit is 'n geloofsaak. Dis nie iets wat jy gaan in besit neem uit jou eie krag en uit eie wysheid nie. Hy sê in vers 39 weer, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Hulle het nie die beloftes gekry nie. Hulle het geweier om vir 'n tweede opsie te gaan. Hulle het geweier om iets tweedehands te aanvaar. Hulle het uitgegaan uit hierdie lewe in die geloof na 'n dimensie sonder dat hulle dit verkry het, maar hulle het dit gehaat. So geloofshelde is nie tevrede met gewone dinge nie. Hulle is nie tevrede met wat hierdie lewe bied nie, al is dit wat. Hulle is nie tevrede daarmee nie. Hebreërs 11 vers 35 sê verder, vroue het hulle dode deur die opstanding teruggekry en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Hulle is gefolter en hy noem hoeveel en wat? Hy sê hulle is in stukke gesaag. Hulle is verbrand. Hulle is uitmekaar uitgeskeur. Maar hulle wou nie bes gee nie. Hulle wou geen bevryding hê nie. As die vyand daar in die deur inkom en hy het 'n byl om jou kop af te kap of hulle bring 'n leeu hier in, dan sê hy, ek is tevrede, doen soos God jou toelaat om te doen, en hulle wil 'n beter opstanding verkry. Is ons ingestel daarop om nou te doen in die geloof wat hierdie mense gedoen het, sodat ons 'n beter opstanding kan verkry? Wat beteken dit? Dit beteken dat in die hemel is daar grade van heerlikheid, baie grade van heerlikheid, soos Daniël 12 sê, baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot groot smaadheid en ander tot groot heerlikheid vir ewig. En baie sal opstaan en skitter aan die uitspansel soos sterre vir ewig en altoos. 'n beter opstanding. Daarom moet ons verdra
wat God van ons vra. Daarom moet ons verdra, as ons nie kry waaraan ons glo nie. Ons het nog min ontvang van wat ons glo, want ek weet u glo en ek glo ook, maar wat kry ons? Baie min. Maar as jou geloof gefokus op wat ons in hierdie lewe kan verkry, of is jou geloof gefokus op dit wat hulle gesien het, 'n beter opstanding te verkry. Dis wat die verskil maak. Gaan sonder om te verkry. Wat sê God? Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Dis daar agter. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Waarom praat ons vanmôre daaroor? Omdat die Heilige Gees aan ons openbaar wat God vir ons wil gee en gaan gee. Dis 'n openbaring. Vir die kinders van God is die verborgenhede openbarings. Dit bly nie verborgen nie. So daar wag 'n heerlike en verhewe heerlikheid vir hulle wat beter dinge verkies as die aardse dinge. Wat kies jy? Die aardse, tydelike, fisiese, sigbare, of die dinge wat jy nie kan sien nie? Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Jou geloof word nie vervul in jouself nie. Jou geloof word vervul in Jesus Christus. Hy is die leidsman en die volëinder van jou geloof, nie jy nie, nie ek nie. So wat maak die verskil? Jou verhouding met Jesus Christus. Jou verhouding met die Lam van God, met die Seun van God. Dis wat die hele verskil maak. Ons moet ophou dat ware Christenskap is nie goedkoop nie. Ons moet dit onthou. Ware Christenskap was nog nooit goedkoop nie. Ware geloof ook nie. Dis nie vir mense wat vir hulle self lewe nie. Mense wat vir hulle self lewe, ontvang nooit die dimensies van geloof nie. Dis nie vir mense wat in gemaksones wil lewe nie. Ek moet net gelukkig wees, ek moet net nie gepla word nie, ek moet net nie dit van my verwag word nie. So, ten laaste, Matteus 16 sê Jesus, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat die mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Dis 'n groot vraag. Wat baat dit jou as jy die wêreld win, al hierdie wonderlike dinge, maar jou siel, die ewig lewende deel van jou, skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met die engele in heerlikheid van sy Vader te kom, dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. En wat is jou dade? As kind van God, dis die bewys van jou geloof, sê Jakobus. Jou geloof word bewys deur jou dade. Moenie staan in dade doen en as jy geloof nie, dan is dit nie geloof nie. Dus vir hulle wat alles verlaat om die meester gehoorsaam te wees en te volg waar hy ook al lei. So, Matteus 19 sê Jesus vir 'n jong man. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? En Jesus sê vir hulle, elkeen wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe, maar baie wat eerste is, sal laaste wees en die wat laaste is, sal eerste wees. Daar was 'n jong man wat na Jesus toe gekom en hom sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, kom hier en volg my. Maar hy het bedroef weggegaan. Want die aardse lewe het hom vasgehad. Die tydelike dinge was sy meester, sy baas. So, ons het nou begin met die opdrag, gaan weg. Gaan weg.
uit jou geboorteland, Abraham. Gaan weg, Moses, uit die paleis van genoegdoening. Gaan weg, kind van God, uit 'n lewe van vervulling. Gaan weg. Maar baie Christene se storie eindig met dieselfde woorde uit die mond van Jesus, ongelukkig, waar hy sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. As iemand nie luister na God se woord en na Jesus nie, gaan hierdie woorde omgedraai word, na die verderf. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Maar God gee dat niemand dit sal ervaar nie. Amen. Ja, Here, wat kan ons toch sê? Daar is 'n God in die hemel en daar is 'n God hier by ons wat alles weet. Hy het dinge voorberei wat ons nie verstaan nie, soos Korintiërs ook sê. Dinge wat in die hart van die mense opgekom het nie, wat die mense verstaan nie, wat God voorberei het vir die wat hom lief het. Help ons, Here, dat ons hierdie 3 dimensies sal betree, om eendag ook van U die mooi so te hoor, mooi so getroue en goeie diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Ek bid vir elkeen wat hierna luister, dat die Gees van God in ons harte sal werk, om in hierdie laat uur op hierdie aardse bestaan reg te maak, wat reggemaak kan word en moet word. En ons dank daarvoor in Jesus se naam. Amen.